Baie welkom by ons tweede geleentheid van ons Pinkster 2024. Vanaand kyk ons saam na die Heilige Gees wat ons buitengewoon gehoorsaam maak aan God en aan sy woord, wat hy daarin vir ons ook leer. En hoe dit vergelyk ook met die wêreld wat vir ons verskeie goed sê en verskeie goed kom leer. En hoe wanneer ons uit 'n wêreldse perspektief daarna kyk, ons buitengewoon kan leef as gevolg van sy Gees. Nou vanaand gaan ons saam lees uit Psalm 119, ons gaan daarom nie die hele Psalm saam lees nie. Ons gaan na verse 25 tot 40 saam kyk. En die mooi van Psalm 119 is dat dit eintlik lof bring aan die Here. Lof bring aan hom wat hom openbaar deur sy wet, soos wat die eerste vers van Psalm 119 ook sê. Maar die bedoeling hier, wanneer daar gepraat word van God se wet, is ook dat hy homself openbaar deur sy woord aan my en jou. Hoe mooi is dit nie? Dat God homself openbaar aan ons deur sy woord, deur sy hele woord. Hoe wonderlik is dit nie, dat ons hom daarom ook kan verheerlik, soos dat die psalmskrywer hier aan God die eer en die heerlikheid ook dan nou bring. En vanaand besef ons opnuut, hoe besonder dit is dat God homself aan ons openbaar, maar nie net deur sy woord nie, ook deur sy Gees, deur sy Heilige Gees vir ons dit openbaar, wat hy uiteindelik wil hê ons moet doen, sodat ons dit ook kan gaan doen. As die een wat ons in staat stel, om nie net sy woord te ken nie, maar deur sy Heilige Gees, sy woord ook, te kan leef. So kom ons lees dit saam, Psalm 119 van vers 25 tot 40. My lewe kleef aan die stof, maak my weer lewend volgens u woord. Van my lewenspaaie het ek vertel, en u het my geantwoord. Leer my u voorskrifte. Die pad van die opdragte, laat my dit verstaan, sodat ek oor die wonders kan nadink. My lewe vloei weg van verdriet. Rig my op volgens u woord. Die pad van bedrog, neem dit van my weg, en die wet, gee dit genadiglik vir my. Die pad van eerlikheid het ek gekies, u beslissings hou ek voor oë. Ek hou aan u bepalings vas, Here, laat my die beskaam staan. Die pad van u bevele volg ek geesdriftig, want u verruim my insig. Here, onderrig my in die pad van die voorskrifte, sodat ek eendtyd daarby kan hou. Gee my insig, sodat ek by u wet kan hou, dit met my hele hart kan nakom. Begelei my op die pad van u bevele, want daarin vind ek vreugde. Laat my hart na u bepalings neig, en nie na wins bejag nie. Wend my oë daarvan af, om na nuttelose dinge te staar. Hou my lewend op die paaie. Doen die woord gestand aan die dienskneg, die woord wat ontzag wek vir u. Neem die bespotting wat ek vrees van my weg, want die beslissings is goed. Kyk, ek verlang na u opdragte, hou my lewend deur u geregtigheid. Rig my op volgens u woord. So mooi is vers 28 hiervan getuig. Getuig van 'n hart wat God se woord wil nakom. Die pad van gehoorsaamheid is 'n pad uiteindelik waarin drie dinge gebeur volgens Psalm 119. Die eerste is, ons luister na God se opdragte. Die tweede, dis 'n pad waarin ons eerlik is voor God en eerlik is met onsself, eerlik is oor ons geloof in hom. En die derde dan, 'n pad waarin ons sy bevele ook nakom. En sy bevele is goed. Sy bevele is reg. En dis nie net iets wat van self gebeur nie. Dis God wat dit uiteindelik vir ons moontlik maak, om hierdie drie goed te kan doen. Om aan sy opdragte gehoorsaam te bly, sy bevele na te kom, om eerlik voor hom en voor mekaar te kan leef. Hy doen dit deurdat hy sy woord aan ons kom openbaar. Hy gee vir ons die geleentheid om dit te doen wat hy ook van ons vra, om sy opdragte uit te voer. Deurdat ons sy opdragte kan glo, kan ken, kan ons dit ook uitvoer. Die Heilige Gees stel ons in staat om dit ook te leef. Dit deel te maak van ons lewens, deel te maak van alles wat ons is. Ons hoef nie skaam te wees daaroor nie. Ons hoef nie skaam te wees om vir God te leef nie. 'n Eerlike verhouding met God is 'n verhouding waarin ons nie skaam is oor ons geloof nie. 'n Eerlike verhouding met mekaar is 'n verhouding waarin ons God plek gee, ruimte gee, om deur ons in ons ook sigbaar te word, die lig te wees vir die wêreld, vir ander rondom ons. Dis 'n lewe waarin ons smag na God se bevele, omdat dit ons oë weghou van die nuttelose dinge, van die dinge wat ons probeer weghou van God af.
met ons oë gerig absoluut net op hom. Ons het gelees in vers 37, waar die psalmskrywer hier sê, wend my oë daarvan af, na nuttelose dinge te staar. En deur die Heilige Gees kan ons God raak sien in alle omstandighede van ons lewe. Deur die Heilige Gees kan ons met optimisme na die toekoms kyk, selfs al kyk niemand anders met optimisme daarna nie. Deur die Heilige Gees kan ons situasies verander, omdat ons weet dat die kragtigste ding wat daar is, wat bestaan, God self in ons werk en ons in staat stel. Dis hy wat getrou is. Deur sy Gees lyk die lewe buitengewoon. Dit lyk buitengewoon omdat dit iets is waarin die wêreld nie gewoond is nie. Ons soek na God se wil. Ons soek na dit wat hy beloof. Ons soek na dit wat hy vir ons gee. En hy gee nie vir ons 'n nuwe huis, 'n nuwe kar, baie rykdom nie. Nee, hy gee vir ons 'n lewe wat spreek van die hemelse. Dis 'n lewe waarin ek en jy die hemelse soek eerder as die aardse. Deur God se genade het ons die verlossing ontvang. Deur Jesus Christus is ek en jy verseker van die ewigheid saam met hom. En ons kan saam met vers 34 hier getuig dat die Here vir ons hierdie insig gekom gee. Dit sê daar, gee my insig, sodat ek by u wet kan hou, dit met my hele hart kan nakom. Hierdie laaste gedeelte wat ons saam gelees het van Psalm 119, spesifiek verse 33 tot 40. Dis uiteindelik 'n gebed. 'n Gebed wat saamgestel is uit 8 versoeke uit wat die psalmdigter hier rig aan God. Dinge wat die psalmdigter nodig het om te kan groei in sy verhouding met God, om te kan groei in sy gehoorsaamheid aan God. Hy vra dat die Here hom sal onderrig, dat hy vir hom insig sal gee, dat hy hom sal begelei, dat hy sy hart sal ken, dat hy sy oë weg sal hou van die nuttelose dinge, dat die Here sy woord gestand sal doen deur sy lewe, en dat die Here bespottings van hom weg sal hou, en dat die Here wat die lewegewer self is, hom lewend sal hou. En so behoort dit ook my en jou gebed te wees tydens hierdie Pinkster van 2024. Dit behoort ons gebed en ons begeerte ook te wees voor God, sodat ons gehoorsaam kan leef aan hom, sodat ons gehoorsaam kan leef aan die een wat homself deur sy woord aan ons openbaar, maar ook deur sy Gees vir ons in staat stel om sy woord te kan leef, om gehoorsaam aan hom te kan leef, buitengewoon gehoorsaam te kan wees. So bereik ons die doel wat God vir ons in hierdie lewe stel, soos dit hierdie psalmdigter se wens was. So kan ons ook vreugde in daardie doel uiteindelik vind. Ons moet soos vers 40 kan sê, kyk, ek verlang na u opdragte, hou my lewend deur die geregtigheid. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir hierdie boodskap vanaand. Dankie vir u Heilige Gees wat in ons leef, en dankie dat u self deur die woord aan ons kom openbaar, sodat ons nie net kan weet hoe ons gehoorsaam aan u kan leef nie, maar sodat ons dit ook kan doen. En Here, mag u ons help, mag u ons lei om gehoorsaam te kan wees aan die opdragte, Here. Mag u vir ons kom onderrig, soos wat die psalmdigter gevra het, vir ons kom insig gee, ons kom begelei, Here. Mag u ons harte ken, en mag u ons oë wegdraai van die nuttelose dinge. Mag u woord in ons lewens gestand laat doen, dat die Here, u self, Here, nie bespot sal wees nie, maar dat ons met 'n gees van eerlikheid ook u sal dien. Hou die bespottings van ons al weg, Here. En Here, u wat self die lewegewer is, hou ons lewe in stand. Dis ons gebed vanaand, Here, mag u vir ons daarin lei en vir ons help daarmee. En mag u in die Gees met ons ook gaan. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van ons God Vader, Seun en Heilige Gees. Amen.